Die winter het in Oostenryk aangebreek en wit sneeuvlokkies het dik en vinnig buite die venster geval. Amelie was baie bly, dit was die eerste sneeu van die winter. Ons moet net buite toe gaan, het Amelie uitgeroep. Dit het nie saak gemaak dat dit reeds donker was nie. Dit het nie saak gemaak dat die meisies reeds in hul pyjamas was nie. Amelie wou buite toe gaan en op en af in die sneeu spring. Tamia en hul ma het saamgestem dat dit 'n wonderlike idee was. Almal het vinnig hulle skiebroeke en warm winterjasse aangetrek. Die meisie se ma het kopliggies op die meisie se koppe gesit en toe self ook een opgesit. Die twee meisies en hulle ma het uit die huis uitgehardloop. Nadat hulle die deur gesluit het, het die drie van hulle in die sneeu begin spring. Op en af het hulle gespring. Dit was soveel pret om deur die wit, donsige sneeu te spring. Toe trek hulle ma die slee uit die stoor. Dit was 'n pragtige donkerrooi slee wat baie vinnig teen die heuwels af kon ry. Al drie het 'n heuwel by die huis uitgeklim. Toe gaan sit die meisies op die slee en hulle ma het hulle 'n groot stoot gegee. Sjoe, met 'n gil van vreugde vlieg die meisies teen die heuwel af. Maar hulle wou nie wag vir die slee om onder te kom nie, dit sou vervelig wees. So, hulle het doelbewus afgeval terwyl die slee afdraand gezoem het. Jee, dit was pret! Die meisies en hulle ma klim weer teen die heuwel op en sjoe, daar vlieg hulle slee weer. Weereens, voordat hulle ondergekom het die meisies doelbewus van die slee afgetuimel. Hulle ma het langs die slee gehardloop. Amelie was bly sy was daar, die nag was donker en die sneeu het vinnig en swaar geval. Selfs met haar koplamp kon Amelie skaars sien. Skielik het Amelie besef, iets is fout. Sy het opgekruik en aan haar voorkop geraak, haar koplamp was weg. Sy het geen idee gehad wanneer dit afgeval het nie. Sy het soveel pret gehad dat sy dit nie eers agtergekom het nie. Mamma, het sy uitgeroep, my kopliggie is weg. Amelie en Tamia se ma was nie bekommerd nie. Sy het gesê, hulle kan dit môreoggend kom soek. Dis oké, het sy gesê, kom ons gaan terug huis toe, dit word laat. Tog, wou die meisies na die vermiste koplig soek. Hulle het elke plek deursoek waar hulle van die slee afgeval het, maar geen liggie nie. Mamma, het Amelie gesê, ons moet bid. Hulle ma het gedink, dis 'n goeie idee. Sy en die twee meisies het toe onder die vallende sneeuvlokkies gestaan, terwyl Amelie gebid het. Liewe Jesus, help ons asseblief om die kopliggie te vind, het sy gebid. Toe maak hulle oë oop en dadelik sien hulle iets. Eers het niemand herken wat dit was nie. Was dit die kopliggie of was dit iets anders? Hulle het van nader gekyk en iets baie belangriker as die kopliggie gesien. In die sneeu het 'n stel sleutels gelê. Insluitend die huissleutels waarmee hulle ma die deur gesluit het toe hulle uitgegaan het om te speel. Hoe die sleutels daar gekom het was 'n raaisel, maar Amelie het een ding geweet, sonder die huissleutel sou hulle vir 'n baie lang tyd buite in die koue vasgesit het. As sy nog 'n bietjie langer gewag het om te bid, sou die sleutels dalk onder die dik sneeu begrawe gewees het, en dit sou hulle dit nooit gevind het nie. God het haar gebed verhoor, net nie op die manier wat sy verwag het nie. Hy het hulle gehelp om iets selfs belangriker te vind as waarna hulle gesoek het.